Weereens baie welkom en baie dankie dat u ingeskakel het. Ek glo en vertrou dit gaan sommer baie goed met u en dat die waarheid van God se woord vir u altyd kosbaar en baie belangrik is. Nou ek gesels vandag oor 'n vrou met die naam van Christie. Sy noem haarself Christie en van watter land of afkom sy is, weet ek glad nie, maar sy het 'n YouTube kanaal, End Time Messenger. U kan daarna gaan kyk en daarop praat sy gedurig oor die pre-tribulation rapture wat imminent is en sy ontvang ook van tyd tot tyd visioene wat die Here haar gee oor die eindtyd gebeure en in vandag se video is een van daardie visioene wat sy gesien het van 'n aardbewing en 'n nukleêre ontploffing in die VSA. Nou ons moet onthou, wanneer die Here vir ons 'n visioen sou gee, moet ons dit altyd gaan toets aan die skrif. Ons kan nie maar dit enigiets aanvaar bloot is van die Here wat van die Here afkom nie. En daar's baie misleiding oor die eindtyd en die eskatologie en dit is baie ernstig. Ons as kinders van die Here moet goeie bereëns wees, ons moet gaan kyk wat die skrif leer of hierdie dinge so is al dan nie. Ek gaan vir jou 'n paar videoklips van haar speel. Ons gaan sommer dadelik begin met 'n videoklip waar sy verduidelik van die visioen wat sy gesien het en later in die video gaan ons sien dat sy dan praat van die dag van die Here, die imminent rapture, dat wanneer hierdie goed begin gebeur, dan moet ons regtig begin gereed maak want die Here gaan kom. Nou kom ons spring dadelik weg met die video. So then in the United States, I saw leaders signing an agreement at a table when they suddenly looked over their shoulders, their faces filled with terror as a sudden explosion took place. The explosion I witnessed was on the east coast of the United States, and I have a map here marked red. The explosion resembled a mushroom cloud like of a nuclear attack. This would trigger a series of explosions leading to global war. The US is weak and vulnerable, is what I heard from the Lord. They would not see it coming, completely exposed without protection from the direction of the attack. The west coast of the United States will experience an earthquake. At the same time, I marked it with blue on the map, while the east will face a nuclear explosion. Many will die. Nou ja, hierdie visioen is soos ek gesê het, sy 6 maande en meer terug gehad en sy sê dat die Here aan haar gewys het dat daar aan die Weskus van die VSA 'n geweldige aardbewing gaan wees en aan die Ooskus 'n nukleêre ontploffing. En dan sê sy dit gaan oorlog wees en baie mense gaan sterf. Nou, dit is nie 'n baie positiewe boodskap nie. Maar hoekom sal dit net in die VSA plaasvind as die wederkoms in die wegraping op hande is? Hoekom vind dit net plaas in Amerika? Hoekom nie in ander dele van die wêreld nie? En dit is wat sy tog duidelik maak hier. Nou gaan sy en sy sê dat hierdie gaan gebeur. Nou kan dit gebeur, dit kan moontlik gebeur. Enigiets kan gebeur in die wêreld. In enige deel van die wêreld kan dit gebeur. Ons leef in 'n baie moeilike tye. Maar die vraag is, gaan die pre-trib wegraping dan nou plaasvind? En dit is in die volgende video wat ons gaan kyk, wanneer sy lees in 1 Tessalonisense 5. En dit is 'n skrifgedeelte wat al die pre-trib rapture leraars en gelowiges gebruik om te sê dat daar's 'n pre-tribulation rapture, maar dis nie wat hierdie skrif leer nie. Maar kom ons gaan kyk wat sy dan sê en dan gaan ons dit beoordeel in die lig van die skrif. 1 Thessalonians 5:3 says, while they are saying peace and safety, all is well and secure, while they are saying, then in a moment unforeseen sudden destruction will come upon them, suddenly like labor pains,
on a woman's child, and they will absolutely not escape. For there will be no way to escape the judgment of the Lord. So, beloved sisters and brothers, take the times very seriously. It is truly just a matter of time. As you can see, all the events have transpired in front of our eyes. We are moments away from the day of the Lord. Be ready, be prepared, be buckled up, because we are about to take off. Do not fear. Stay close to Jesus and wait with great expectations. We will meet Jesus in the clouds at any moment. Dit is baie duidelik dat sy die pre-trib rapture as enige oomblik wat kan gebeur, die imminent rapture. En die belangrike ding is, almal van ons as kinders van die Here, die kerk van Christus moet gereed wees vir die eindtyd gebeure. Dit is op hande. Ons wag vir die verbondsluiting wat gaan plaasvind. Dit kan enige tyd gebeur. En dan sal die 7 jaar afskop en dan gaan daar sekere goed plaasvind in die 7 jaar periode. Maar daar is geen pre-trib rapture voor die 7 jaar nie. Dit is wat so baie mense vashou aan. Hulle plaas hulle hoop in 'n pre-tribulation rapture wat nie gaan plaasvind nie. En daar's baie mense wat sal sê nee, maar ek verskil met jou en jy's verkeerd en jy jou Bybel gaan lees. Maar wanneer dit gaan gebeur, wanneer dit nie gaan gebeur nie, dan gaan hierdie mense swyg soos die graf, want dit gaan nie plaasvind nie. Daar is nie 'n pre-tribulation rapture nie. En daar's een wederkoms, en by die wederkoms van Christus, dan sal die Here sy kerk kom haal. En dit vind plaas, net soos Jesus gesê het, na die groot verdrukking. Maar kom ons gaan kyk wat sy sê oor 1 Tessalonisense 5. Sy begin deur te sê dat ons die dag van die Here nou nader. So ons moet gereed wees, ons moet weet dat dit nou baie naby is. En onthou, die dag van die Here is vir hulle die 7 jaar groot verdrukking. Nou lees hy, want as hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle. Nou, ons weet natuurlik, hulle praat natuurlik wat in die Midde-Ooste aan die gang is, dat daar word gereeld gesê, peace and security, vrede en veiligheid, en wat is hier oor die skielike verderf waarvan Jesus praat, waarvan Paulus in 1 Tessalonisense 5 praat? Dit is wanneer hulle wanneer die groot verdrukking reeds aanvang geneem het, en hulle sê dis vrede en veiligheid en die dag van die Here kom met sy oordeele na die verdrukking, en dan sal hierdie verderf hulle oorval, en hulle sal nie ontvlug nie. Nou, wie is hulle? Dis die wêreld, dis hulle wat Jesus nie ken nie. So dit is duidelik dat die kerk gereed sal wees en weggevoer gaan word die Here tegemoet in die lig. Maar kom ons gaan kyk, wat is die dag van die Here? Dis baie belangrik, ek het al baie daaroor gepraat, en die dag van die Here word altyd verbind met die kosmiese tekens, wat by die 6de seël gaan plaasvind. Die Bybel sê baie duidelik in Joël 2:28 of 2:28-31, Matteus 24, Openbaring 6 vers 12-17, wanneer die son swart word en die maan soos bloed en die sterre van die hemel val. Dit is die dag van die Here. Dis wanneer die dag van die Here gaan begin, maar by hierdie geleentheid word die kerk geharpatsou weg uit die wraakoordele uit. En dit vind plaas na die groot verdrukking. So hierdie 6de seël word beskou as die dag van die Here. Dis 'n aanduiding dat die dag van die Here kom. Dit is nie die groot verdrukking of die 7 jaar groot verdrukking soos hierdie mense leer nie. En dit is die wraak van God. Die wraak van die Here word nie uitgegiet tydens die groot verdrukking nie, maar na die groot verdrukking. Onthou, daar's baie mense wat gaan lewe wat die Here Jesus liefhet in daardie tyd, wat gaan sterf vir hulle geloof. Moet hulle nou die wraakoordele van God saam met die wêreld ervaar? Nee. Daarom gaan dit nie plaasvind voordat die kerk weg is nie. En dis na die groot verdrukking. Nou, die wraak van God begin nie by die pre-trib rapture nie, maar wel by die 6de seël. En ons noem dit die pre-rapture. Dit is absoluut die korrekte naam, want dit is voor die wraak. Die wraak van God is na die groot verdrukking. En hierdie mense verstaan dit nie, en dis baie ernstig. Nou goed, die Here gaan kom eenmalig, elke oog gaan hom sien, dit gaan plaasvind. By die wederkoms gaan die wegvoering van die kerk plaasvind, en
Die wegraping is nie imminent nie. Daar bestaan nie so iets nie. Die wegraping is eers imminent wanneer die groot verdrukking 'n aanvang geneem het, die tekens waarvan Jesus gepraat het plaasgevind het, die openbaring van die anti-kris, die afvalligheid plaasgevind het, dan word die wederkoms imminent. En dit vind plaas by die wederkoms na die verkorte groot verdrukking. En baie mense is in onkunde en word in onkunde gelaat deur baie van hierdie leraars en maak absoluut baie kinders van die Here deur mekaar en plaas hulle in duisternis oor hierdie goed, maar dit gaan nie so gebeur nie. Die woord is duidelik, Jesus kom eenmalig terug by die wederkoms en by die wederkoms gaan hy sy kerk wegvoer. Ons gaan hom ontmoet in die lig en dit is absoluut wat daarna gaan gebeur. Nie voor die 7 jaar nie en die wegraping is nie imminent op die oomblik nie. So ons moet uitkyk vir die tekens wat gaan kom en natuurlik die verbondsluiting en die goed wat daarna gaan gebeur. Dit is op hande, maar nie 'n imminent rapture nie. Mag die Here ons seën tot 'n volgende keer wanneer ons weer gaan gesels. Totsiens.